sit ook maar. Okay. Okay. So ek wil ten minste my vliegtuig ordentlik opstyg, so ek het net 'n paar vragies wat ek eers gaan lees. So dis ongelukkig nou 'n bietjie Engels, so ek is Engels sterkpunt, maar ek sal weer translate soos laas. So my eerste vraagie was, who was the first drug addict in the Bible? The name is Nebuchadnezzar because he lived on grass for 7 years. Who was the first smoker in the Bible? The first smoker. The first smoker was Rebecca because she lighted off a camel when she saw Isaac. Okay, so I got it verloor op hierdie. God my favorite dodge, pickup trucks, since the Israelites were warned not to follow Moses until they hear the ram's horn. God favors pickup trucks because they were not allowed to follow Moses up the mountain till he hears the ram's horn. And then, you didn't give us my thoughts. Who was the first person to use the iCloud? Moses, because he downloaded the 10 Commandments on 2 tablets. En dan hierdie enetjie is net verkeerd. Hierdie is net verkeerd. Did you know washing dishes is a man's job and not a woman's? Biblical. Dis in die Bybel. Ek moet dit vir my vrou gaan sê. Okay, so 2 Kings 21 verse 13. And I will stretch over Jerusalem the line of Samaria and the plummet of the house of Ahab, and I will wipe Jerusalem as a man wipes a dish, wiping it and turning it upside down. So mans is ons werk om eintlik skool goed te doen. Okay. So Lord, I just ask you to anoint and bless the speaker and peace. Amen. Thank you. Okay. So ek het vir die Here gevra waar moet ek praat en I didn't know what to say. I didn't know what to ask the Lord, what should I speak about. And I sat with the Lord saying, what do I tell people that heard almost everything their whole life? En ek voel die Here sê vir my presies dieselfde. Die gospel. Die gospel het nog nooit verander nie. Die gospel is altyd dieselfde. Maar ons weet nie wat die gospel is nie. So the Lord struck me with one question, and He asked me, who are you? Wie is jy? En ek sê vir die Here, okay, wel, wat bedoel jy presies? What do you mean, Lord? Who am I? I'm your son, aren't I? Say, yes, but what does that mean? Wat beteken dit? Wat help het jy kan die vraag antwoord? Who are you? Maar jy weet eens wat dit beteken nie. So, hier is 'n vraag wat ons almal al gewonder het in ons lewe. This is a question we've all been wondering about. This is a question we've struck in our hearts. It's a question that actually stops us in our footsteps. So how can you answer a question you don't understand? Who are you? Wie is jy? En ek het 'n studie gedoen op die vraag. Wie is jy? Who are you? En in die biblical Hebrew is die vraag me'ata. En die woord me'ata het 3 betekenisse. The word me'ata means it's a question of identity, purpose, and authority. This is the question of me'ata. Who are you? That's the problem with English and other languages. Because they would ask, who are you? And the person will say, oh, I'm Elmer. Or, oh, I'm Aiden. Maar wat beteken dit? Wat beteken Elmer? Wat beteken Aiden? Dis net 'n naam. Wat beteken dit? Wie is jy? Wat van die ou wat in die township bly wat sy naam Trash is? Beteken dit hy's gemors? Sodat ek sien het God op nooit gemors gemaak nie. So your name isn't who you are. So who are you? The biblical Hebrew question of me'ata asks the question of identity, meaning, where are you from? Your identity is where you're from, not who you, not what's your name. The second part, authority, who sent you?
Het jou gestuur. The third part is, what is your mission? Purpose. Hoekom sê hier? Hoekom staan jy? Hoekom leef jy? Hoekom het jy volgende opgestaan? Why did God wake you up this morning if you didn't have a purpose in life? Why are you there? Hoekom sê hier as jy net doel op aarde nie? So, something we miss about all of this. Jesus was challenged on all three. Throughout the whole gospel, he was challenged by Satan, who are you? By the religious leaders, who are you? By his own disciples, who are you? Die naaste mense van Jesus het homself gevra, wie is jy? Werklik moet jy nie die seun van God wees nie? Of keer wat se werke doen jy hierdie? Wie is jy? Of wie dink jy is jy om hierdie goeders te doen? Jesus was gechallenged op al drie. So as hy gechallenged is op al drie, hoekom wonder ons hier ook 'n bietjie wie is ons werklik? If Jesus had to answer all three questions, knowing who he was, why do we think everything is just okay, I can go on with life as it is? So I'm going to focus on the first one. My first point is identity. Eerste punt is identity. Identiteit. In the Hebrew, there's focus on lineage, covenant, and nature. The people were not known by their name. Mense was nie bekend deur hulle naam nie. Mense sou nie my geken het oor dis Elmer nie. Nee. Hulle sou gesê, daai is die koningskind. Dit is Elmer daai, die koningskind. Elmer is nie my identiteit nie. Koningskind is my identiteit. Hulle ken nie die naam. Want ons baie mense met my naam. Maar wie is ek? Wat is my identiteit? So hulle was nie bekend vir die naam wat hulle gedra het nie. Hulle was bekend vir waar hulle vandaan kom. En dis wie hy is. Waar kom jy vandaan? Where are you from? Van waar kom jy? So, die ding van die Joodse kultuur, the Jewish culture, they didn't build up names for themselves. Hulle het nie 'n naam vir hulself gebou nie. Hulle het 'n naam gebou vir hulle legacy, vir hulle kinders en hulle kleinkinders. They built a name for their heritage, for their children, to get something from their hard labor. Solomon said, only a fool will not leave an inheritance for his children and his children's children. Net 'n dwaas sal nie vir sy kinders iets agterlos nie. En dis alles biblical. Want die Jode het nie geleef vir hulle self nie. Hulle het geleef vir die generasie na hulle. En dit wys hoe ver het ons geval na 'n selfkultuur. Dit gaan oor my naam is wat saak maak. Wie ek is wat saak maak. In Amerika se kultuur maak hulle so groot skuld dat hulle kinders nog die skuld moet betaal van die ouers se studies. They don't care about the heritage of the children. They only care what the name they can build for themselves. And sadly to say, the whole world follows America. We're doing the same thing. But I said, enough of that. I'm not going to pay for anyone else's mistakes. I'm not going to pay for anyone else's debt. That's not my responsibility. Dis nie my verantwoordelikheid om vir ander mense goed te betaal nie. Nog minder as deel is. Maar die ding is, ons wil alles vir onsself maak. We want to make everything about ourselves. It's not about us. It's about what do we leave behind. So, in die Joodse kultuur was dit altyd bekend gewees, jy is wie jy is, waar jy vandaan kom. You are known by where you come from, and this is where you come from. It was known as David ben Judah, Yeshua bar Joseph. Surnames didn't exist in those days. Vanne het nie bestaan nie. Jou van was gewees waar jy vandaan kom. Jesus of Nazareth. Well, okay, soos in Nazarene. Okay, soos weet waar hy vandaan kom. Okay. David ben Jesse. David die seun van Jesse. Okay, nou verstaan ek. Dit was nie David wat ook al van so gewees het in Hebreëus nie. Hebreëus het nie vanne nie. Die Jode het nie vanne nie. Hulle van is bar
en die huis waarvan hulle vandaan kom. Bar is die betekenis van seun. Betai is die betekenis van dogter. Soos Tannie Karin Betai van Veilig. En Elmer, Bar, Elmer. Ek is nie veronderstel om nie van huis te hê, my pa se naam is Elmer, so ek is Elmer Bar Elmer, ek is my pa se seun. So, ons kom, en die Joodse kultuur glo, hulle kom van die huis waar hulle vandaan kom, dis hulle van. The house you were born in is the identity you will carry. Are you a pauper's house, or are you a kingly house? Is jy 'n koningskind, of is jy 'n arm mens? Dit wat jy nou doen, is die identiteit wat die kinders gaan dra. So ek wil beweeg na Jesus, I want to move to Jesus. Jesus was challenged on his identity. Jesus se identiteit was aangevat gewees. En hulle vra vir hom in Johannes 8 vers 25. Who are you? Wie is jy? As jy gaan na die regte vertaling toe, hier is 'n Engelse vertaling. Die Afrikaanse vertaling is van die Grieks self. Die Engelse vertaling is van die Grieke self, maar al die vertalings is verkeerd. Die regte vertaling sê nie daar wie is jy nie. Dit staan maar, where do you come from? Waar kom jy vandaan, Yeshua Mashiach? Waar kom jy vandaan, Yeshua Bar Nazarene? Waar kom jy vandaan? Hoekom doen jy wat jy doen? Waar kom jy vandaan? Wie is jy? En Jesus antwoord hom alles in die vorige vers. I am the I am. Die Jode was so stom gewees, dat hy vers daarna, in Johannes 8 vers 24 sê Jesus, I am the I am. Wat sê Jesus daar? Yeshua, Bar, Yahweh. Jesus, die Seun van God. En die Jode was so, hulle wou nou seker maak, want hulle kort 'n tweede bewyse. Hulle kan nie stenig op die eerste bewys nie, hulle kort 'n tweede bewys. The Jews cannot stone and kill on the first fault they find. They need evidence, but you or more. So hulle vra vir hom vers 25. Sorry. Wie is jy? Where do you come from? Who did you say you are? En Jesus herinner hulle in Johannes 10. I am the I am. In Hebrews, Yeshua Bar Yahweh. En hulle tel die klippe op en hulle begin op Jesus gooi met die klippe. They tried to stone Jesus in John 10. En Jesus staan terug en hy vra hulle een vraag. Stenig julle my as gevolg van die werke wat ek doen? Are you stoning me because of what I do? Are you stoning me for the things I teach? Isn't it written in your scripture? En die Fariseërs sê vir Jesus, ons stenig jou nie omdat jy doen wat jy doen of preek wat jy preek nie. Ons stenig jou omdat jy vergelyk jou met God. Jy sê jy is God se seun. En Jesus antwoord hulle so. Is dit nie geskrywe in die woord van God, maar wie ook al die woord van God toe kom, is hy is God nie. Wat het ek nou gesê? Almal wat die woord van God hoor, in die boek van Psalms, word geken as God. You are known as God when you hear the voice and the word of God. David knew about this revelation. John knew about this revelation. Jesus preached the revelation and he was stoned and crucified. Jesus het gesê, ek is die seun van God. Want die hele woord sê, nou wie die seun van God kom, hy is God. Nou wat van al die profete? Hulle het gepraat in die hand van God, uit die woord van God. Hulle was geken in die plek van God. Nie bo God nie. Dit moenie hoor wat ek nie sê nie. Don't hear what I'm not saying. They're not in a place of God. They're not above God, but they were known as a God. Laaste keer toe ek gekyk het, het Jesus homself verklaar. I am the king above all kings and the Lord above all lords. I'm the one and true living God. Nou ons religie het ons geleer van, ja, dit is die enigste lewende God. Dit is die enigste God wat bo die God is van hierdie standbeeld. A God is a ruler. And he can only rule over things that are alive. God kan net heers oor goed wat lewendig is. En laas toe ek kyk het 'n standbeeld van Boeddha of Mohammed, die lewe nie. Ek lewe. I am the God who God is God over.
Julle is die God, oor wie God is. Want hoekom kry die engele die reg om 'n seun van God genoem te word in Genesis, waar ons as die kinders en die skepping van die Vader is te bang om onsself God te noem? As dit in die Bybel, in die woord staan dat ons een is met God en hy is een met ons. If we are made one with God and known to be God's walking on earth, why do we believe we're just a little worm in the dust? Hoekom glo ons is maar net 'n ou wurmpie? As Jesus gesê, ons is koningskinders. Ons is in God. Ons is een met hom. Ons is in die Trinity. Die Trinity was nog nooit 'n drievoudige bediening nie. Dit was nog nooit. Jesus het dit nog nooit so geskaap nie. Van Adam en Eva af was dit 4 gewees. Ons is in God en God is in ons. Ek sê nie ons is bo God nie. We need God. Maar hoekom glo ons is net die grondwerk en maar net stof, as Jesus sê, ons is sy kinders? How can I live in a king's palace if I believe I'm a pauper made of dust? Hoe kan ek glo, ek is 'n koningskind en in die paleis gaan lewe, ek glo ek kom van sand af en is niks werd nie? Dis hoe ver religion en die Bybel ons gevat het, dat ons eers nie glo wat die Bybel sê nie. En Jesus was amper gestenig vir dit. Hy was gecrucified vir dit, want hy het een gemaak met God. Hy het gesê hy is God se seun. Maar Jesus sê in Johannes 10, those who the word of God comes to, they are known as God. God is die almagtige, ja. God is the almighty. He's the king above all kings. I am the king. He's king over. Nie die president nie. Nie die land se regering nie. Nie koning Dawid nie. I am the king. He's king over. God is a God above all gods. Nie God over Mohammed nie. Nie God over Buddha nie. Nie God over Shaddai nie. God above all gods. I am the God because I am His creation. He made me to be like Him. I'm not above Him, but I am made equal with Him because of the blood of Jesus. Dit is die gospel. En Johannes het hierdie uitgeleef. En dis hoekom hy die enigste gospel het wat sê, ek is die geliefde van Jesus. He's the only one that lived the truth of the full gospel. Because John said, I'm the one Jesus loved the most. And he knew about this revelation. And he could be trusted with more. Maar religion het ons so ver gevat, dat ons maar net glo ons is die grondwerk, waar Jesus sy bloed vir ons gestort het. En Jesus het hierdie gepreek. Jesus preached this. And he said, I am the I am. Jesus identified himself as one of God. And his identity was made known as the Son of God. Jesus het homself een gemaak met God. En hy het dit verklaar aan ons, ek is een met God. Nou, die Fariseërs kon dit nie verstaan nie. Die Fariseërs kon dit understand is. Hulle het nou gesê, wie is jy as mens om nou vergelyk met God? En dis wat ek nou hierso doen. En baie mense het ek al agtergekom met 'n probleem daarmee, maar dit is Bybels. Dis wat die woord van God sê. So, who am I if Jesus is the Son of God? Where do I come from? Jesus came to me and gave me identity. Hy het gekom om vir my identiteit te gee. Dis hoekom Jesus hier was. Hy het gekom om vir my die identiteit te gee. What identity? Wat sê identiteit? John 1:12. Yet to all who did receive him, almal wat Jesus ontvang het. Almal. So almal wat Jesus ontvang het. Okay, ek hou van daai gedeelte. To those who believed in his name. Okay, so almal wat Jesus ontvang het, wat glo in die naam van Jesus. Okay, almal wat Jesus ontvang, wat glo in die naam van Jesus. So die wat Jesus ontvang, glo in die naam van Jesus. So hoekom sê ons is van die pad af? As ek glo Jesus Christus is die seun van God, en as ek glo en loop in die autoriteit wat hy my gee, as ek glo ek is die seun van God, dan hoekom is ek van die pad af net omdat ek nie glo wat jy glo nie? Why am I going to hell just because I don't believe what you believe? But I believe Jesus Christ is the Son of God. Is dit nie die qualifier wat ons eintlik moet hê nie? Ja, ek gaan anders te glo wat mense glo.
Maar is dit nou die reg vir my te sê ek is van Satan af en ek gaan hel toe? Just because I believe differently is now I'm going to hell all of a sudden? Who are we if Jesus didn't even come to judge? So who are we to judge? Because we become what we judge. Ons kom en word soos die wat ons oordeel. As ons mense oordeel want hulle is hypocrites, gaan ons 'n hypocrite onsself word. If we don't focus on Jesus, if we don't focus on God, we won't become like Him. Because you become what you focus on. Jy word waar jy fokus. So as God nie jou fokus is nie, gaan jy alles lyk soos behalwe soos God. Die vers van aan. He gave the right to become children of God. Ons was die reg om kinders van God te word. Laas toe ek gesien het 'n hond geboorte gegee aan 'n hond en 'n kat geboorte gegee aan 'n kat, nie andersom nie. So if I'm a child of God, wat maak dit my? As ek 'n kind van God is, Bybels, ons almal ken die vers, ons almal is kinders van God, ons almal sing dit, ons almal leef dit. We all believe and know we are children of God. Ons lewe as ons grond is. Maak nie sin nie, dis hypocrite. Dit is hypocrisy. It's hypocritical to think and sing you're a child of God, but you believe you're the dust of the earth. Want ons is so gefokus op die Ou Testament, ja, stof was ons en stof sal ons weer wees. What about the cross? Where's the power of the cross and the blood in that verse? Remember, that's Old Testament, so leave it in Old Testament. New Testament can't change the Old Testament. Something's made it through. Sekere goed het dit deurgemaak. Partykeer het dinge erger geraak. Maar goed soos daai was weggevat. Want ons het die ewige lewe, so hoe kan ons stil word? Daar's 'n man wat 1000 jaar oud is en hy lewe en hy lyk jonger as ek, want hy's nader aan die Here vir 1000 jaar lank al. Persoonlik, Jesus het gesê in Matteus, surely I say to you, the one of you will never die till you see the kingdom of heaven come. Ek het nog die koninkryk van God sien kom nie. So ek dink daai disipel is nog steeds hier op aarde. En dit was Johannes. Ek persoonlik glo Johannes lewe tot vandag toe, want die koninkryk van God het nog nie gekom op die aarde nie. Want die Bybelvers sê jy een van julle disipels gaan sekerlik nooit die dood sien tot van die koninkryk van God gekom het nie. Griek oor die hele aarde. Koninkryk van God het nog nie oor die hele aarde gekom nie. So ek glo Johannes lewe nog steeds op hierdie aarde. En 2000 jaar later? So why do we believe, no, we're going to die one day, that's life. Death is not life, Jesus is life. Jesus is lewe, nie die dood nie. So my vraag bly weer, if I'm a child of God, what am I? Is ek vlees, is ek mens, is ek 'n sondaar? Daar's dag kyk, dit is God nie een van daai goed nie. 'n Kat gee geboorte aan 'n kat, 'n hond gee geboorte aan 'n hond. God gives birth and creates only what He is. Jy kan net skep wat jy is. Hy het my soos God gemaak. Hy het my soos hom gemaak. Is ons nie sy beeld nie? Are we not in the image of God? So we are gods. Ons is gode. Klein letter G. Nie hoofletter G. Ons moet soos God loop op die aarde, want as hulle ons sien, moet hulle Jesus sien. We need to walk on this earth because when they look at us, they need to see Jesus, not us. En dis die gode gedeelte waarvan die Bybel praat. God above all gods. Hy is bo ons, maar as ons moet as gode en heersers oor hierdie wêreld wees. Want daar's toe ek kyk, het was Adam geskaap om te heers oor die hele wêreld. En dis net 'n God wat dit kan doen. So hoekom lewe ons as wat ons leef? En ons sing, ons is kinders van God, maar sodra ons onsself sien as God, is ons nou eweslik sondaars van die pad af van hypocrites. Maar die Bybel onsself sê, die woord van God kom na ons toe. En hy is in ons en ons is in hom. Dan wie is jy dan? Wat maak dit jou? As Jesus sê, jy is een met hom, en sover wat ek weet is hy God. Onthou net, jy is nie bo hom nie. You're not above Jesus, but you are made equal to him. That is the love of Jesus, en dit is die gospel. Dis die gospel wat hy voorgesterf het. He came to restore that what was lost. Wat was verlore gewees? Hy het gekom om dit wat verlore was te hernie. Wat was verlore? My identiteit in Christus. Want ek moet weet wie ek is. Ek is sy seun. Julle is sy kinders. Die ander manier hoe het gesê kan word.
Elmer bar Jehovah Jireh. Elmer bar Jehovah Nissi. Elmer bar Yahweh. Elmer die Seun van God. Jesus Christus is my broer. Dit kan gesit word anderste, as dit nou by die vrouens is. Hailey, Betaya, Jehovah Jireh. Hailey, the daughter of the God who provides. Dit is die gospel. David het in dit geleef. Moses het in dit geleef. So hoekom is dit 'n sonde as ons so leef? Hulle het geweet wie hulle is. Daar so ek gekyk en toe moes Moses sy gesig toemaak met 'n lap, want hy het so naby aan God geloop dat hulle gesê het hy lyk soos 'n God. Dit was Ou Testament. Hoekom loop ons nie so in die Nuwe Testament nie? Het ons so ver weggeval. My fear, my greatest fear is when the disciples come back to earth, they will be so disappointed in the church because we have fallen away so far. As die disciples nou terugkom aarde toe, ek dink hulle gaan skande leef om te sien hoe ver ons geval het van die waarheid af van God. Want ons glo net in die wat ons geleer was. Ons is maar net 'n mens, ons is maar net 'n sondaar. Dis wat Jesus gesê het. Skat wat hy gesê het. So this is why I'm the Son of God. Dis wie ek is. So as iemand na my toe kom met die vraag van Miata, kan ek vir hulle sê Elmer bar Jehovah. Die Jode lewe so tot vandag toe nog. Nou as hulle die Jode is wat nog steeds God se uitverkorene volk is, wat nog in die Ou Testament lewe, hoekom lewe ons nie so wat in die Nuwe Testament is nie? Hoekom is ons openbaring nie groter nie? Sover wat ek sien, God is een gemaak met hom. So hoekom lewe ons nie so? En hoekom glo ons dit nie? Ek wonder of mense ooit die Bybel lees, want hulle glo dit teenoorgestelde. They believe the opposite the Bible is saying. And they're so quick to judge the translation. No, you can't read the Passion Translation because it's not biblical. No, it's only King James, King James, King James, King James, King James. Het julle geweet dat King James het deur 'n pedofiel geskryf? So, wat maak dit nou? Maak dit die King James ook nou verkeerd? So, wat se Bybel kan ek vertrou? If you don't have a relationship with Jesus, then the only time you read the Bible is to gain more knowledge, and knowledge puffs up. So, as jy nie 'n verhouding het met Jesus nie, gaan jy nooit die Bybel verstaan nie. Jy gaan net lees om wys te raak sodat jy kan justify wat jy doen is reg. Jy gaan net die Bybel gebruik as jou defense. Ja, onthou, u woord sê dit, u woord sê dit, u woord sê dit, u woord sê dit. Maar as jy 'n verhouding het met Jesus, gaan jy enige translasie lees en alles verstaan wat daar staan. Kry die translasie wat vir jou werk. En vra Jesus om my te lei daar. Ek lees in 3 translasies op een slag, sodat ek 100% kan verstaan. Maar dan gaan ek altyd terug na die Hebreë en Griek toe. Sodat ek weet wat die ware betekenis is. Soos byvoorbeeld die vraag van who are you? 3 betekenisse in Hebreëus, 4 betekenisse in Grieks. Maar ek wil fokus op die Hebreëse een vandag. Die Griekse een gaan baie dieper. So 1 John 5:1, everyone who believes that Jesus is the Messiah is God's child and has been fathered by God himself. Almal wat glo Jesus Christus is die Messia, is die Christus, is die redder, is die seun van God. Almal wat dit glo is kinders van God. Wat maak dit hulle? Dit maak hulle een met God. Want ons is gevader deur God homself. Hy is ons pa. Nou as Jesus die seun van God is, maar die pa van Jesus is my pa, dan wat op aarde maak dit my? If Jesus is the Son of God, but 1 John 5:1 says, I am a child of God, but Jesus is the Son of God, then who is Jesus to me? He's my brother. Jesus is my broer. Dis wat die Bybel sê. Who do you believe? Or what do you believe? Sê maar net 'n birm. The difference between a worm
and a king. The worm toils the ground, and the pauper lives in the ground the worm toils. But the king lives in a palace. Die verskil tussen 'n wurm en 'n koning is die wurm werk in die grond en die arme man slaap in die grond wat die wurm gewerk het, maar die koning bly in die paleis. So hoekom glo ons is maar net 'n wurmpie wat daar so in die grond gaan bly? As Jesus ons geroep het om 'n koning te wees in die paleis, of 'n koningin te wees in die paleis. Dit is die gospel, dit is die evangelie. Maar die vraag is, lewe ons in dit? If this is the gospel, why don't we walk in it? Why don't we believe it? Is dit moontlik dat ons onsself so haat, dat ons onsself nie eens lief het nie, dat ons glo ons is nie werd vir die koning se liefde nie? Ons haat onsself so, want dis wat ons geleer was in die kultuur. Jy is niks werd nie. So, aangesien dit is so het is, sê jy vir my, Jesus se kruis was onnodig, en die duiwel wen die afgelope 1000 jaar. If I am nothing but a mere worm, why did Jesus come for me? Why did he come to save a worm? Why didn't he come to save someone important? Why did he come for me if I'm just a worm? Ek wil vir julle sê, julle is nie wurms nie. Julle is seuns en dogters van God. So dis maar net die eerste enetjie, identity. Tweede enetjie gaan oor authority. In Hebrew culture, the question is tied to whose seed you come from. Wie het jou gestuur? Who sent you? Meata, who sent you? Nie net wie is jy, waar kom jy vandaan nie. Dit is who sent you? Wie het jou gestuur? Ek praat nie hier uit my eie uit nie. Ek was genooi gewees. Ek was gestuur gewees. 'n Ou langs die pad gaan nie net my kom vat en nou hier so praat nie. Tensy die Here hom gestuur het. Tensy iemand hom gestuur het. So hulle het Jesus gevra, wie het jou gestuur om te doen wat jy doen? Wie dink jy is jy? Wie het jou gestuur? Dis die tweede enetjie. Who sent you? And who sent you is all tied to authority. Because you cannot act and do what you do if you don't have authority. En iemand moes jy die authority gegee het. Byvoorbeeld, profete het gepraat met die autoriteit van God. Prophet spoke on authority of God. Priest acted under the law of Moses. Priesters het gepreek onder die wette van Moses. Hulle was gestuur deur die wette. Volgens die wette moet daar priesters wees. Ons almal ken die Ou Testament. But kings were anointed by the prophets sent by God. Priesters was konings was uitgekies deur God om die volk te lei. They were anointed and chosen by God. So wie het die koning die reg om te doen wat hy moet doen? God. Wie het die priester die reg om te doen wat hy moet doen? Die wette van Moses. Waar kom die wette van Moses af? Van die God af. Die profete het gespreek met die autoriteit van God. Wie het hulle die reg om te praat en doen wat hulle doen? God. Okay. So Jesus was challenged on his authority. Jesus was getoets gewees met die autoriteit wat hy het. En ons almal sien dit in Matteus 21 vers 23. Die disippels, die fariseërs sien hier's 'n blinde man. Dis nou Saterdag. Ons moet rus. Hier's 'n blinde man. En Jesus genees sy oë. Hier kom die fariseërs. Who are you? Who sent you to do this work on Sabbath? Wie het jou gestuur om te genees op die Saterdag? Ons moet rus. Luister, die ou was blind van kleins af en nou kan hy sien, maar jy worry oor die dag wat dit gedoen was, want daar's 'n miracle net daar. Maar jy worry oor wat se dag dit gedoen was? Ek dink hulle se blind is. The religious leaders asked Jesus who gave him the authority to do what he does. Bevraagteken direk wat hy doen, sy aksies, sy intensie, wie hy is. Hoekom doen hy wat hy doen? Hulle bevraagteken Jesus direk. They questioned authority because he healed on the Sabbath, forgave sins and died for sinners. Die drie goed waarmee hulle Jesus bevraagteken het as gekom by autoriteit was gewees. Hy het op die Sabbatdag genees, wat gesien was om die wette van Moses te breek. Die tweede ding was gewees, hy het sondes vergewe.
wat net God kon gedoen het. So hulle het hom gevra, weet jy die autoriteit gegee om sondes te vergewe as net God sondes mag vergewe? So wie is jy om sondes te vergewe? Die derde ding wat hulle gesê het, hulle het Jesus bevraagteken omdat hy saam met sondaars gesit en eet het. En hier is die hardste gedeelte van daai tyd. No religious leader did anything of the sort because he wasn't in the status quo. Geen religious leader het by die sondaars gaan sit nie, want dit was nie op hulle sosiale status gewees nie. Ek gaan nie my so laag maak soos jy nie, maar dis waar hulle Jesus gevind het. So hulle het hom gevra, wie is jy om by die sondaars te sit, as nie eens ons dit doen nie? Weet jy die autoriteit gegee om sondaars te genees? Weet jy die autoriteit gegee om sondaars te vergewe? Weet jy die autoriteit gegee om te doen wat jy doen? Wie is jy as nie eens ons dit doen nie? Ons is die priesters, ons is die heiliges. En dit is wat gebeur het. Maar, John 5:27, Jesus antwoord hulle met een sin. My Father has given me the authority. Het jy vra dit, maar wie is jou pa? Is dit nie Josef van Nazareth nie? Nee. I am the I am. My Father is God. God het gesê, my pa is God. Jesus het gesê, my pa is God. Hy het my die autoriteit gegee. Jesus claimed that his authority came directly from God, giving him right to do what he did, according to the will of the Father. Jesus het direk gesê, my autoriteit kom net van die Vader af, en ek doen net wat hy wil hê ek moet doen. Dis wie ek is. So as jy vra, Jesus het hulle basically so geantwoord, as jy vra, wie het my gestuur? My Vader het my gestuur. Die I am het my gestuur, want ek is die ek is. Maar nou het Jesus vir ons die autoriteit gegee. So Jesus het gesê, my autoriteit kom van die Vader af. So wie gee Jesus die reg om vir ons autoriteit te gee? Okay, so die Vader, ons sê dit. Luke 10:19, my favorite gunsteling vers. Behold, I have given you authority to tread on serpents, over all the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Lukas 10:19. Ek gee jou die autoriteit die regte sin sê eintlik, ek gee jou al die autoriteit. Al die autoriteit gee ek vir jou. Nou wat se autoriteit het Jesus om vir my te gee? Hy het die autoriteit van die Vader, van God. So wat het hy om vir my te gee, as hy net sy eie het nie? Waar het Jesus sy autoriteit gekry? Van die Vader af. So wat gee Jesus eintlik nou vir my? Hy gee my die Vader se autoriteit. Om te doen wat die Vader gedoen het. En laas toe ek gesê het God in die hele galaxy geskape met een woord, laat daar lig wees. En hy het nog nooit gesê stop nie. Hy het nog nooit gesê daai lig moet stop nie. So daai lig gaan nog steeds tot in ewigheid en ewigheid en ewigheid in. So elke dag of vir elke sekonde sal 'n nuwe planeet geskaap word, want God het nog nooit gesê stop nie. Hy het net gesê laat daar lig wees. Hy het net die aarde geskape. Hy het net die galaxy geskape. Maar dit gaan nog steeds aan en aan en aan, want nergens in die Bybel staan maar hy het gestop nie. Maar tog het hy gekom vir ons op hierdie een planeet. So Jesus gave me the authority. Matthew 28:19. Waar kom my autoriteit vandaan? Mattheus 28:19. Go therefore and make disciples, yada, in my name. Gaan uit en maak disippels in my naam. So gaan in my naam. Elmer, wie is jy? Wie het jou gestuur? Jesus het my gestuur. In my naam gaan en maak die siekes gesond. In my naam gaan en dryf die demone uit. In my naam gaan en gaan preek die gospel reg oor die hele wêreld. Wie gee jou die reg om te doen wat jy doen? Sover wat ek weet, daarso het Jesus my die reg om te doen wat ek doen, te sê wat ek sê. Maar dis volgens sy woord.
As ek verkeerd gevind word, sal ek maar met jammer sê, maar sover wat ek weet, kom alles net so uit die woord van God uit. Ek net 'n klomp Bybelverse hierso. So who sent me? Wie het my gestuur? Paulus skryf dit die beste manier. 2 Korintiërs 5:20. 2 Corinthians 5:20. Therefore we are ambassadors for Christ. God making his appeal through us. We implore on behalf of Christ, be reconciled to God. Wat Jesus sê, ons is ambassadeurs van Christus. Wat doen 'n ambassadeur? Die president stuur 'n ambassadeur na hierdie land toe om vrede te maak met hom en te sê, dis die goeders wat ons moet doen, dis waar ons gepraat, hierdie president sê vir my, ek moet hiernatoe kom, ons moet vrede so. As jy nie hierdie term saamvaar nie, is dit oorlog. The ambassador is sent by the king or by the president to declare peace, otherwise there would be war. 2 Corinthians 5:20. We are ambassadors of Christ. Ons is ambassadeurs van Christus. So hoekom glo ons is van hierdie sondige wêreld af, as Jesus gesê het, ons is sy ambassadeurs. Hierdie is nie jou huis nie. Jy's nie altyd op hierdie planeet nie. Jy behoort nie aan die planeet nie. So hoekom lewe jy soos hierdie planeet? Why do you live like the people of this world if you are not of this world? Because Christ has called you to be ambassador of Jesus. In ander woorde, hoekom is daar nie vrede in hierdie wêreld nie? Want jy as 'n kind van God doen nie jou werk en bid vir die vrede nie. Ons werk is om vrede te bring en die duiwel se werk te stop. Our job is to stop the devil. So why aren't we doing our job as ambassadors of Christ? Hoe kan ons vaar ons maar net dink, ag, dis maar lewe, dit is so dit is. Ag, die persoon is maar weer dood. Ag, nog 'n moord. Ag, Here, nog 'n oorlog. Ag, Here, nog 'n dit, nog 'n dat. Jesus en vrou, moet jy net stop nie. Ek het jou gestuur om vrede op aarde te bring, maar hier soos jy, en kyk maar net na die oorlog en na die gossip. The thing you gossip about is the thing you become. Ding waar jy gaan gossip en praat en skinder die hele tyd, is die ding wat jy gaan word. So ek wonder waar is hulle fokus en waar is hulle tong? Is dit vir Christus of teen Christus? So wat het ek autoriteit oor? Jesus het vir my die autoriteit van die Vader gegee. Jesus gave me authority of the Father. But what is my authority? Authority over sin. Romans 6:14. Sin shall not have dominion over me. Wag. Sin will not have dominion over me. Sonde sal nie oor my heers nie. So, hoekom glo ek is maar net 'n ou sondaar. As Jesus gesê het, sonde sal nie oor my heers nie. Sonde het geen reg in my lewe nie. Want Jesus het gesê, ek gaan oor sonde heers en nie sonde oor my nie. So hoekom glo ek al die foute wat ek maak en dan kry ek 'n Bybelvers om te sê is reg wat ek gedoen het? Maar duidelik staan daar in Romeine 6:14, sonde sal nie oor ons heers nie, maar ons sal oor sonde heers. So om te glo jy is 'n sondaar is om te glo wat die duiwel oor jou praat en nie Jesus nie. And then the second one is authority over Satan. Ons was dominion en autoriteit gegee oor Satan. Lukas 10:19, ons het dit nou net gelees. I have given you authority over the enemy. Die derde een, authority to preach the gospel. Jesus, gee my net gou 'n teken, ek wil weet, moet ek vir hierdie ou preek? Jesus, gee my net gou 'n teken, moet ek vir hierdie ou sê? Ek soek 'n teken, liewe Jesus, moet ek vir daai ou sê, U is lief vir hom? Wat sê Markus 16:15, go into the world and preach the gospel. So hoekom wag jy vir 'n teken? Hoekom wag jy vir Jesus om vir jou te stuur? Hoekom wag jy vir Jesus om vir jou iets te wys? Hoekom wag jy vir Jesus vir jou iets te sê, as hy klaar gesê het, go into the world and preach the gospel? Is daai nie duidelik genoeg nie? Daar word nog vir 'n flash wag, wil vir 'n engel van die Here afwag, wil wag dat die hemel oopgaan en sê vir daai persoon ek is lief vir hom, my seun. Hoekom wil ek 'n show soek van die Here af as hy klaar vir my gesê het wat ek moet doen? En dis hoekom mense nie in hulle ministry loop nie. Dis hoekom mense nie in hulle roeping loop nie, want hulle wag vir 'n teken van die Here af wat die Here al lank vir hulle gesê het gaan. Hulle wag vir die pastoor om te sê, jy is geordyn my seun. Nou kan jy gaan en die evangelie gaan versprei. Ek het nie daai pastoor se autoriteit nodig nie. Ek het nie nodig vir daai pastoor om vir my te sê wat ek moet doen nie. Jesus het my klaar gestuur. Jesus already sent me. Het ek leiers nodig? Ja, ek het.
Do I need leaders in my life? Yes, I do. But I don't need their permission to preach the gospel if Jesus already gave me the gospel and the authority to preach. So by watter autoriteit sê ek wat ek sê? Volgens Jesus sy autoriteit. Die derde en die laaste een wat ek wil afsluit mee is purpose. Jou doel, jou missie, jou mission. Hoekom is jy hier? Want wat help het ek weet waar ek vandaan kom van die Vader af. Ek weet wie ek is, en die ander woorde van, ek weet wie ek my gestuur. Die Vader het my gestuur. Maar hoekom moet ek weet, ek kom van hom af, en hoekom het my gestuur? En dis waar ons purpose in kom, dis waar ons missie in kom. Wat help het ek weet wie ek is, en waar vandaan kom, ek weet nie hoekom ek hier is. So ek lewe op aarde, ek word elke dag, ek staan elke dag op, maar, vir wat? Ons kyk op wat sê Jesus. Weet jy wat ek nou duidelik wil maak is, if you're questioning your identity, why don't you go back to the start? The start is, how can I say this? The start is to know where you come from. If you know where you come from, you can understand who you are and who has sent you. And this will help you find your purpose. Om jou doel en jou missie op aarde te kry, moet jy eers weet waar jy vandaan kom. So jy kom van God af. Okay, so God het jou gestuur. Nou kan ons uitvind hoekom hy my gestuur het. As jy nie jou identiteit in hom het nie, gaan jy nie weet hoekom jy hier is nie. Jy gaan altyd 'n vraagteken. So Jesus was challenged on his purpose. Jesus was bevraagteken van sy missie en sy doel hoekom hy is. En ons sien dit in Matteus 4 vers 9. Die duiwel kom na Jesus toe en hy sê, ek sal jou alles gee wat aan my behoort. Buig net neer en aanbid my. Hoe het die duiwel dit gedoen? Want hy het geweet hoekom Jesus is. Die duiwel ken die Bybel beter as wat ons doen. So hy het geweet hoekom het Jesus gekom. Maar nou het hy gevra, of gesê, I'll give you all these if you bow down and worship me. In ander woorde, liewe Jesus, ek sal vir jou alles gee waarvoor jy gekom het om terug te vat. Al wat jy moet doen is net my aanbid. Dis wat die duiwel gesê. Kom ons bypass profesie. Kom ons bypass en vat die easy way out. Dan hoef jy nie kruis toe te gaan nie. En ek gee jou alles wat jy wil hê. Met die kos van jy aanbid my en los die Vader. So, dit is altyd die easy way out. Die duiwel gaan altyd een vir jou gee. Maar weet jy, dit gaan jou kos. En dit kan beteken jou hele missie, en jou hele purpose, en jou hele doel op aarde kos. En beteken kan dit jouself jou identiteit kos. The devil knew why Jesus came. So he thought he can trick Jesus by switching masters. Hy wil gehad het Jesus moes meesters verander. In plaas van die Vader moet hy hom aanbid. En hy sal alles skryf waarvoor hy gekom het. Maar Jesus het ons so lief gehad, maar hy het die Vader ook lief, dat hy liewer sou wou doen wat die Vader wil hê om doen, om kruis toe te gaan. So Jesus kon alles gekry het, sonder die kruis, maar hy moes die duiwel aanbid. Maar hy het gekies om kruis toe te gaan, want hy het jou lief en hy soek jou daarbo in die hemel, en hy sal nie die Vader verlaat nie. Nou is, wat praat ons altyd van Jesus kon gekies het om van die kruis af te kom. Nee, hy kon nie gekies het nie, want liefde verander nie sy mind nie. Yes. Love don't change their mind. Love is eternal. Liefde is vir ewig. Liefde verander nie sy gedagtes soos dit nie. So Jesus kon nie van die kruis afkom nie, want hy het al klaar voor die fondasie van die aarde gekies om op die kruis te wees. Hy kon nie daar afkom en al die engele roep, haal my af en lewe en ek maak julle almal dood met 'n weerligstraal. Hy kon nie dit doen nie. Want hy het van die begin af gesê met sy liefde, ek sal kruis toe gaan vir jou. So hierdie storie van Jesus kon afgeklim het as hy wou, is 'n leuen, want hy kon nie. Want twee redes. Hy verlaat die Vader se wil. En die tweede ding is, as God sy gedagtes gaan verander soos dit, wie sê hy gaan nie sy gedagtes verander oor jou nie. If God can change his mind about love, who says he can't change his mind about you? God is eternal and he doesn't change his mind. God verander nie sy gedagtes nie. Hy is dieselfde vandag, gister en môre.
So Jesus het gesê, for I have come down from heaven, not to do my will, but the Father's will. Okay. So Jesus het gekom om die Vader se wil te doen. So Jesus het ietsie gelos ook. Wat het hy gelos? Hy het my met 'n missie gelos. Hy het my met 'n doel gelos. He left me and gave me purpose. Nou wat's my purpose? Wat's my doel? Hoekom is ek hier? What's my life mission? And why am I waiting for an answer? Wat is my doel hier op aarde en hoekom wag ek vir 'n antwoord as Jesus klaar gesê het gaan uit en maak disippels en preek die evangelie? So my doel en missie is eintlik om die evangelie te preek en die disippels van Jesus te maak. So hoekom wag ek vir die Here om my gebedjie te antwoord van 'n ministerie van 100 mense of 1000 mense, 'n kerk met 2 verdiepings, die grootste kerk wat daar is ek nie eers die ou op die straat na Jesus toe kan lei nie. Hoekom sal jy vertrou met 1000 mense as jy nie eers kan vertrou met 'n kind nie? Baie mense loop nie in hulle bediening nie, want hulle is te lui en hulle soek die short way out. En hulle soek die antwoord soos dit, en hulle wil daarbo kom met die groot kerke, maar hulle is nie bereid om een sacrifice te maak nie. Mense wat daarbo is, kom daarbo, want hulle offer iets op vir die Here. Hulle kom nie net daar nie. Jesus het gesê, go therefore and make disciples of all nations. So hoekom wag ek vir 'n purpose en 'n doel en 'n mission as hy klaar vir my gesê het wat ek moet doen? So ons doel in Christus is Isaiah 43 vers 7, Isaiah 43 vers 7. I have created you for my glory. Ons doel is om God alle eer te bring, alle glorie. God het ons geskape vir sy blydskap. Dink dit daaraan, jy is blydskap vir God. Die God geniet dit om jou te maak, hy het dit geniet. Hy geniet dat jy asemhaal. Hy sê, dankie vir die asemhaal en liewe Jesus, dis eer vir dit. Elke keer wat jy net jou oë oopmaak en jou oë knip, is vir sy glorie, want hy het jou die geleentheid gegee om jou oë te kan knip. Hy het vir jou oë gegee sodat jy dit kan doen. Alles wat jy doen is vir sy glorie. En die tweede ding, hoekom is hy hier? Is hier om disippels te maak. Ek het die storie van Billy Graham gehoor. En Billy Graham was hierdie gevra. If you can do everything over again, what would you change? And would you change something? Billy Graham antwoorded, I would stop all my crusades, would do everything over, not go on one tour, but invest myself into 12 men. Ek sal alles stop wat ek gedoen het. Ek sal nie op een toer gaan nie, maar 12 mans kry en my lewe op hulle gee. Was 'n ou in die Bybel wat dit gedoen het. Ek kan net onthou wat nie. Ek kan nie onthou wie hy was nie, maar sover wat ek weet het hy sy lewe uitgestort in 12 mense in. En hy het die hele wêreld verander. Ek kan onthou wat sy naam was nie, maar dit was nog 'n baie interessante storie. This man gave everything to 12 men and changed the whole world. Ek kan onthou wie dit was nie, maar dit is nog 'n baie interessante storie daai. En die derde ding wat hy gedoen het, is hy het ons geroep om heilig te lewe. He called us to live holy. So ver wat ek weet, is sonde nie heilig nie. Hoe kan hy my roep in iets in wat hy my nie die krag voor gee om te doen nie? Dit is daarom al vrede ding daai. Hoekom sal Jesus vir my sê, gaan en sondig nie meer nie, as ek nie dit kan doen nie? Ja, dis daarom al wild van Jesus. Dis eintlik ongeskik van hom. Om vir my iets te sê om te doen wat ek nie kan doen nie. Gaan en sondig nie meer nie. Okay, so, hy gee vir my daai opdrag, want hy maak dit vir my moontlik om nie meer te gaan sondig nie. God sonde nie. Nou as ek en God is en God in my is, en ek is sy seun, en ek is soos hy, en ek is gemaak God bo als, en hy is God bo my, kom lewe ek in sonde, as hy nie sondig nie. As ek vir hom stel om soos my pa te wees nie? As ek is sy kind nie? Verteenwoordig die kind nie, die ouer nie? Baie mense is van, ja, dan kyk hoe daai kind uitgedraai, kere, sy ouers moet seker slegte mense gewees het. Baie mense praat so. Look at that child. No, it's probably his parents' fault. Okay. So as ek glo ek is 'n sondaar, en ek lewe in sonde, maar ek glo God is my Vader, wat sê dit van God? So why am I living in sin if he called me to be holy? Hoekom lewe ek in sonde as hy my geroep het om heilig te lewe?
So ek wil afsluit met hierdie van Johannes 14 vers 12. Most assuredly I say to you, he who believes in me, do the work that I do, and you will do greater work. Hoe kan ek groter werk doen as Jesus as ek maar net glo ek sou wurm die? Ek is maar net sand en stof. Ek is maar net 'n sondaar. How can I do what Jesus did if I believe I'm worth nothing? So, Jesus het ons vergelyk gemaak met hom. We are equal to God. Dit is die Bybel, dit is die gospel. Ons is gelyk met God. Ons is nie God bo hom nie, maar hy is God bo ons. But we are equal to God. This is the gospel, and this is the proof. Jesus' identity gave us identity. We are children of God. Jesus' identiteit het ons identiteit gegee, ons is kinders as God, van God. Jesus' authority gave us authority over evil. Jesus' autoriteit het ons autoriteit oor die duiwel gegee. En die autoriteit van Jesus is die autoriteit van die Vader. Jesus' purpose gave us purpose to spread the love and make disciples. Dis presies wat Jesus gedoen het en dis wat hy vir ons gesê het om te doen. So my autoriteit, my doel, my missie op aarde is die missie van Jesus. Gaan uit en maak disippels en wees lief vir almal. In all three areas, identity, authority, and purpose, Jesus' life and mission are now ours in Him. In al drie plekke, identiteit, autoriteit en doel, jou missie op aarde, al drie in Christus, wat syne was, is nou onse. Wat hy gedoen het met ons nou doen, soos hy is met ons nou wees. Dit is tyd dat ons eintlik begin glo wat die Bybel sê en nie net lees om jou merkie af te maak vir die dag nie. Ek ken mense wat die Bybel beter ken as ek, maar hulle het nie 'n verhouding met die koning nie. Dis die Fariseërs, dis die Sadduseërs, dis die religious leader wat Jesus op die kruis laat eindig het. Jy kan die Bybel uit jou kop uit ken, maar as jy nie verhouding het met die koning nie, is jy nie beter as die mense wat hom op die kruis laat eindig het nie. Jy is gelyk met hulle en nie met die koning nie. If you have a relationship with Jesus and you read the Bible, his revelation experience becomes yours. En dis hoekom hy is en dis hoekom hy gekom het. So my vraag is net, who are you? Wie is jy? Wie het jou gestuur? Van waar af kom jy? En wat is jou doel? Hoekom sê jy? As jy nie Jesus ken, kan jy nie een van my drie antwoord nie. So my vraag is net, wie is jy? So ek wil net vir ons afsluit en gebed, en vir die wat gebed nodig het, ek is hier voor, ek het my spannetjie hier, so ons kan vir julle bid. En as dit enig iemand is wat gebed nodig het, ek is beskikbaar, jy kan aan my toe kom ook. So ek vra net dat ons die oortings op te maak. Vader, ek vra dat asseblief vir elke woord wat gespreek was, getoets kan word in die woord. En dat U sal wys en praat wat gesê word in die woord. Raak elke hart aan en ek vra vir ten minste een siel in Jesus naam. Amen.